Maar ou tannie Maans het altyd geglo. Hy het 'n ander vrou gekry en weggeloop. Goeiedag, hier's ek weer. Ek gaan weer vir julle vertel van die skema dae, toe ek nog nie gebore was nie. Veral oor wegdraai, die skema waar ek groot geword het. Nou toe die dam gebou is, het hulle terselfdertyd 'n span uitgesit wat die kanaal gebou het. Nou, baie van die kanaalwerkers het dan nou ook grond langs die dam gekry, langs die kanaal. Dit was, ons gaan nou nog in die ou tyd praat, van morg praat. Dit was 7 morgplotte en dan ander kant, die kanaal oor waar die huise gestaan het jy 'n morggrond gekry en dan kan jy daarop ook doen, skapies, hoenders, tuin maak. Maar dit was nog baie woes, want die duine in die wind was glo verskriklik. Iemand het vertel dat in die aand, kom ek vertel eers, daar was het, omdat die waterwese kamp op Groblershoop gestaan het, moes hulle kontak met hulle hoofkantoor by Appington. So daar het 'n telefoonlyn gestaan tot op Appington. Nou in die môre kon die kinders oor die telefoondraad spring en balle gooi, maar in die aande, as die wind nou baie gewaai het, dan is die duine so hoog, dat hulle kan hoog spring oor die drade. So dit was 'n stryd vir almal die sand. Nou, om die plotte nou reg te kry, het die mense dit gespoel, gespuit, en dan is dit gesleep. En dan is dit nou vore gemaak en het hulle geplant wat hulle nou moet plant. Nou, oral, veral by die kanaalwerkers, was maar mense, verskillende lae van die samelewing. Nou langs ons, aan ons linkerhand soos ek nou sit, het 'n tannie Maans gebly. Haar man was ook 'n kanaalgrawer. Dit was nou lank voor my tyd, maar my pa kon vertel. Toe het hy baie siek geword en hy is Kaap toe gestuur. Nou, ons glo almal hy is maar dood. Maar ou tannie Maans het altyd geglo, hy het 'n ander vrou gekry en weggeloop. Nou toe het sy nou die plot oorgeneem. Nou dit was sy, haar oudste dogter Anna, dan het Piet gekom en dan Johanna. Maar Johanna het so 'n klein koppie gehad en die geleerde sal jou nou seker kan sê wat het sy my keer, maar sy kon ook nie leer, sy het ook nie baie kon praat nie. Piet weer, hy kon goed praat en werk, maar ek dink hy het maar tot Sabee in die skool geleer. Want ou tannie Maans was baie gestel dat die kinders moet skool toe gaan. Nou Anna het daarom seker gevorder tot standaard 4. En sy het dan nou ook 'n man gekry, maar hy kom daar van Gaaspan, ander kant Kimberley af. Nou hulle het mos ook daar, die mense daar wat so arm is en ook nie slim is nie, het ook 'n stukkie grond gekry. En natuurlik het hulle heel wat kinders gehad, maar sy het ook gereeld, het sy met die kinders vir tannie Maans kom kuier. Dan groet hulle, as hulle nou kom, vat tannie Maans hulle met die stofpad op, dan groet hulle elke huisgesin tot onderuit, en as hulle weer teruggaan, dan is die proses weer oor, dan sê sy nou tot ziens. Maar Piet was 'n stoutklomp gewees. Hy was nou op die ouderdom wat hy nou al van meisies gehou het. Nou my suster was toe in haar tienerjare. Nou ja, hy kan natuurlik nie openlik kom kuier nie, want hy het so stadig gepraat. Nou nie daaroor wat hy nie mag kom kuier nie, maar hy was maar 'n gewelddadige mannetjie gewees. Eers net tussen hakies. Tannie Maans het alles self gedoen. Selfs
die voëls gevang wat haar kuikens gesteel het. Dan sit sy, dis nou valke het hulle gesteel. Nou as daar kuikens was en die eerste kuiken is gevang, dan kruip sy agter 'n bossie weg met 'n dooie kuiken in haar hand. En dan maak sy 'n geluid, dan sit sy en sy sit. Dan kom die valk, en sodra die valk die kuiken wil gryp sy hom aan die bene en draai sy nek om. Nou sy was so 'n maar tannie wat so krippelrig geloop het. Dan gaan hulle in die môre met die wa en donkies in erwe toe. Hulle het ook 'n agtererf gehad. Nou, van die rivier af tot by die kanaal kon daar 7 morg erwe uitgesit word. Nou, hulle het nou 'n agtererf gehad, dan gaan sy nou in die môre met Piet en Johanna, en dan gaan werk hulle nou wat ook al op die lande. En ons het al saans geslaap, as ons nou in die somer buite lê, dan kom sy hier 10:00, 11:00. Nou, maar sy het aan mekaar gepraat. Praat sy met Piet en dan met Johanna en dan jaag sy die donkies aan. Maar sy het haar ding gedoen. Nou ja, so het hulle nou maar aangegaan. Ons het skool gegaan. Ek nou heel wat later, my suster was al in standaard 8 toe nog op Groblershoop, toe ek skool toe gaan. Nou dit was vir my 'n lekker ondervinding. Ons kon skaalvoete met ons eie klere gaan. Daar was geen skooldrag gewees nie. Die skool het ook 'n morg, 'n grond ander kant die kanaal gekry, wat hulle nou enige iets kon opplant om fondse in te bring. Dan het ons 1 keer 'n jaar, veral as dit nou, sê nou maar daar's nou katoen geplant, dan het ons nou gaan katoen pluk met meneer Visasie het ons gevat en ons het ons werk gedoen. Maar om terug te keer na Piet toe. Toe is my suster nou groot. Nou daai tyd was nie wasmasjiene nie, ook die telefone nie. My ma het 'n wasousie gehad en dan 'n strykousie wat ingekom het om dit te doen. Ons het ook die drade gehad waarop die wasgoed gehang het nie. Dit was gewone afkampdraad. Dan word in die aand die wasgoed daar gegooi en die môre dan kom sy nou en dan kom stryk sy. Maar toe kom my ma agter. Ons bloemers raak weg. En sy het gewonder en ons het gedink, wie sal die kwaai jong wees? Maar Piet het toe gedrentel al voor in die pad op en af om nou my suster net op te hou. Maar toe in die tussentyd is sy weg op Hinton toe. Nou is ek toe nou nog seker so 9 jaar oud. Dan as hy daar verbykom, as hy nou al die tekens vir ons gooi, en ons is te dom, en dan lag ons en ons dans, en hy het dit seker ook maar verkeerd opgevat. Toe kry my pa koop 'n plaas in Suidwes, en dan gaan hy van tyd tot tyd, dan gaan kyk hy of alles reg is. Toe het hulle nog met karakoelskape geboer, wat natuurlik maar vir my vreeslik wreed was om die ou lammetjies te slag, maar dit was nou maar in daai tyd so. En ons lê dat my ma altyd een tannie wat by die winkel gewerk het, kom slaap dan by ons, maar ons lê buite so oop stoep. En ons lê, dit het al stil geword, ek het al aan die slaap geraak, toe met oens hoor ons doef, 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 toe gooi iemand vir ons met klippe. Nou ja, ore in die nek is ons in die huis in, nou staan ek en die tannie agter die deur en my ma is na ons bure toe, die tannie Jooste hulle toe. Maar ek bewe so, ek staan teen 'n vertoonkas, wat dit eintlik takke, soos ek bewe van bangheid. En toe het die oom nou seker ook nie geweet wat om te doen nie, toe my ma nou vertel wat gaan aan, toe trek hy 'n skoot in die nag af. Nou die polisie het die volgende dag gekom en ons het nou, my ma het nou die vermoede dat dit ou Piet is. Nou daar waar ons nou die klein bruggie het, wat ek al vertel het, wat ons oorgeloop het, daar het hy gestaan en vir ons toe met klippe gegooi.
Nou sê die polisieman vir hom, ja, hulle sal vir jou skiet. Daar gee hy sy hele game weg, hy sê, en sê nou hulle skiet my dood, wat dan? Nou ja, hulle het ook nou maar niks aan hom gemaak nie, net gewaarsku, en hy het dan nou ook maar nie weer die dinge gedoen nie. Toe sê ek nou in die laerskool, dit was toe op daai stadium 'n 3-man skool. SAP A, toe was dit nog ook SAP standaard, ekskuus tog. Ek was toe SAP B of standaard 1 gewees, en dan het 'n ander onderwyseres 2 en 3 gehad, en meneer Visasie die hoof 4 en 5. En toe net die vorige jaar, die standaard 6 was ook eers in die laerskool, maar toe die standaard 6 ook begin hoërskool toe gaan. Toe word daar 'n stuk grond, of 'n stukkie grond, want ons was nie baie kinders in die skool nie, ons was maar op wegdraai, seker so 40 kinders gewees, van SAP A tot standaard 5. Kry ons toe nou elke een 'n stukkie, die skoolgrond, maar elke kind kry 'n stukkie grond, wat hy 'n akker, soos ons dit genoem het, kan bewerk. Nou ja, ek het die meeste van die tyd blommetjies geplant. Nou ander het groente, en meeste was 'n mislukking, myne ook, maar toe geraak het winter, en meneer Visagie sê ons moet kool plant. Want omdat party mense so verskriklik arm was, het die kinders hongerskool toe gekom, en hulle het ook nie toebroodjies gehad nie. Toe het meneer Visagie en toe ook ander skole het die voedingsprojek beginne. Nou, dit het ons alself gedoen, die groter meisies, dan sit hulle in die water op, skil die eie, aardappels, 'n stukkie vleisie in, en dan kry ek elke kind in die middag 'n bekertjie sop. En toe die regering ook vir elke skool kaas gegee. Dan word die kaas in blokkies gesit, sny, en dan staan jy nou in 'n ry, en jy kan jou kaasie gaan haal. Maar nou terug te keer, toe wil meneer Visagie nou kool plant, want dit mos nou ook 'n baie goeie ding vir sop. Nou vra hy, toe dit nou moet begin uitplant, dat ons almal kool by die huise moet plant, dan bring ons nou net die plantjies. Nou ja, toe dit uitplanttyd word, toe is daar nou baie min wat plantjies het. Maar ek het ook geplant, maar sommer so 'n stukkie agter die huis, en daar het seker 20 opgekom. Maar ons was so bang vir meneer Visagie, soos 'n duiwel vir 'n slypsteen. Steek ek ook my hand op. My koolplantjies is baie mooi. Hierdie een wil 100 hê, en daai een 50, en so gaan dit aan. En ek kom by die huis en gaan kyk na die verlepte koolplantjies. Daar het my ma se tuinier alles uitgespit. En ek sit met niks. Nou vinnig plan maak. Ons hoor toe van 'n man agter die kop. Nou julle wat nou nie vir wegdry ken nie, dit was nou 'n lang ry. Dan gaan jy oor die kanaal, dan ry jy in die onderpad langs om die kop, en dan is daar nog huise vir wegdry. En die eerste een was 'n oom Blom. En ons hoor toe, hy het so baie koolplantjies. Nou ek het al 'n fiets, en ek kry een van my maats. Ons gaan nou na oom Blom toe om koolplantjies te koop. Om 'n lang storie kort te maak, hy het toe ook nie juis koolplantjies nie. En ek moes toe met die mandjie patats voor meneer Visagie uitkom. Maar ek moes gelukkig vir hom vertel, Paultjie het al my koolplantjies uitgespit. So ek het daarom toe nou nie iets oorgekom nie. Nou het ek ook groter geword, standaard 4 en 5, en ek het vir julle vertel laas keer hoe ek 'n Louiswyn geproot. Maar nou lê die hoërskool vir my voor, en Louis kom nou hier na die hoër standaard toe, wat hy dan weg Queenstown, daar iewers gaan skool gaan. Nou, ons het nie daai tyd, het hulle vir ons nie juis gedoop nie. Maar jy is maar baie bang, jy moet nou 'n toets skrywe, as jy by die skool kom, jy kom in 'n klas A of in 'n klas B. Nou as jy
goed is, dan kom jy klas A. Nou gelukkig, omdat ek so onder duims en skelm is, nee, ek speel sommer, het ek klas A gemaak. Nou van my maats het natuurlik nou in klas B, maar nou pauses is almal nou maar by mekaar. Elkeen sy kosblikkie, daar was toe nie meer 'n voedingsprojek nie. Jy moes self vir jou sorg. Nou jy kon ook nie wegkom daar om nie te leer nie, want jy het verskillende onderwysers gehad. Nou, die hoof se vrou het vir ons Engels gegee. En vir haar was ons ook, sy was vir ons ook die duiwelse handlanger. Want dan moet ons nou leer, en as jy die eerste vraag nie ken nie, dan moet jy staan. En as jy die tweede vraag nie ken nie, dan moet jy jou hand uithou en dan kry jy 'n hou. So Engels het ons almal in baie, want sy het nie sag geslaan nie, hard. Nou ja, vir daai was ons maar baie bang, maar sy het ook vir my naaldwerk gegee. En ek weet nie of ek vir julle vertel het nie, dat ek nie die leerwerk goed gedoen het nie, ek was te lui, maar die naaldwerk self, het ek by eksamens, dan kry ek so amper volpunte, maar die leerwerk kry ek omtrent onder, seker hier by 10, 20 uit 50, maar ek is deur. So het ons toe nou maar aangegaan, toe besluit my maale, omdat ek nou maar so rabbedoe is, ek het toe nog nie eintlik in seuns belang gestel nie, maar my maters het toe nou al sommer sterk oor die deur geloer. Daarom het ons nou ook, ons het by die laerskool altyd volksspele gespeel, het ons toe besluit, die koshuiskinders op Groblershoop, hulle het Saterdag aande volksspele gespeel, en die dorpskinders kon ook gaan saamspeel. So vra ons toe nou vir Laurens, wat hy het Elvis die bakkie sy bakkie gehad, en sy suster was nou 'n vriendin van my, of hy ons nie op 'n Saterdag Groblershoop toe sal vat nie. Maar my pa sê toe nee, ons kan nie met Laurens se bakkie ry nie, hy is bang die bakkie gaan staan. Min wetende papi wat ons gaan oorkom, hy sê toe ons moet ons bakkie ry. So is ons weg Groblershoop toe, ons het heerlik volksspele gespeel, en nou die wat al 'n bietjie verlief was, het nou seker maar 'n handdrukkie of hier en daar ingekry, maar ek het lekker gespeel, en so 10:00 nou weer terug huis toe. En ons het so halfpad gery, toe gee die bakkie net so 'n paar rukke en gaan staan. Nou Laurens was nou ook heel wat al ouer as ons, hy het ook by sy pa op die grond gewerk. Nou eers spot ons vir hom, dan raak hy kwaad vir ons, dan sê hy los ons nou net hier, en dan loop hy eind weg op die pad. Dan kom hy maar weer terug, en dan sing ons, en ons het al om die tyd om te kry, en daar kom ook die karre verby nie. Onthou julle weet, dis die skema, baie mense het nie eers karre gehad nie. Daar kom 'n lig van Groblershoop af. Ons in die pad, stop, die ou ry eers verby en hy trek terug. Toe sit 'n Engelsman, maar hy kan darm Afrikaans praat. Nou ons beduie die bakkie het net gaan staan, en ons weet nie wat gaan aan nie. En of hy nou nie asseblief, nou beduie ons mooi, ons is nou in die groot pad, soos julle nou sê die N1, dat hy moet afdraai, daar op 'n sekere plek, en daai suffelste huis, moet hy nou net vir my pa gaan sê ons staan. My maale sê hulle het gehoor 'n kar wat so hoed, so die ou het gaan probeer om vir my maale te sê, maar ons kan mos nou ook nie van die stomme Engelsman verwag dat hy aan 'n deur moet gaan klop nie. En ons sit, en die tyd gaan verby, en toe dit nou hier 11:00, 11:30 is, toe's my maale baie bekommerd, en ons het darm 'n kar ook gehad. Toe sy in die kar, en daar kry hy ons klomp patete, want teen die pad staan, nou het hulle toe petrol oorgetap, ons is in die kar, en nou Laurens kom maar weer agterna met die bakkie, en alles het daarom toe goed afgeloop. Nou het ek ons ook nou verskillende vakke toe gehad op Groblershoop, en ek het toe ook tik geneem. Nou ja,
Afrikaans, en Afrikaans was ek baie goed in, omdat ek graag gelees het, ek het graag opstelle geskryf, en ek het baie van die onderwyser gehou. Die Engelse onderwyser was ons baie bang voor, daarom het ons geleer, dat ons nou ook wetenskap gehad en wiskunde. Ek was baie goed met optelle aftrek, maar as dit by die ander dinge kom, was ek ook nie so lief daarvoor nie, maar ek het deurgekom, want ek het baie op 'n Saterdag by die winkel gaan werk. Nou daar moet jy kan, daar was nog nie optelmasjienkies in die selfone en sulke dinge nie. Jy moet goed kan optel, want op 'n Saterdag was dit verskriklik besig by die winkel. Want dan het die kleurlinge nou hulle loon vir die week gekry. Die blankes het uiteindelik deur die week gekom en hulle notisies gebring om hulle groceries te kry of hulle kruideniersware te kry. Nou ja, dan moet ek ook gaan help. Ek het altyd by die kant wat sommer die lekker goed in die koeldrank verkoop. En in daai tyd het daar ook 'n bussie gekom en brood gebring van Appington af, van 'n bakkery af. Maar nou nie soos vandag nie. Die brood het in kratte gekom, en as iemand vir jou 'n brood vra, dan gee jy vir hom uit 'n krat oor die toonbank die brood net so in die hand. Nou, papierkardoese was ook baie in die mode, en dan die Hollandse medisyne. Daar is ook natuurlik materiaal in mans onderklere en kortbroeke en sulke dinge verkoop, en dan natuurlik die gewone blikkies kos en lekkers. Die lekkers wat in die groot bottels op die toonbank gestaan het, en wat elke kind se verwagting was. Ek onthou nog, die Wilson toffee was so in die mode. Vir 'n penny kon jy, ek dink 4 Wilson toffies gekry het. Nou ja, toe was ek daarom al seker so 11 jaar, 12 jaar oud. En daai tyd was dit lekker ook vir my. Hulle het graag vir my 'n klein noirietjie gesê, en ek het hulle op die naam geken. Ek het tot as iemand siek is, of 'n kind seer gekry het, ek die wonde probeer medisyne opsit, of wat ook al. Nou ja, dan het ons ook nou maar, toe was daar nog toemaaktyd, van 12:30 tot 12:30. Dan gaan jy huis toe, my pa, ons vat af van my, en vir hom, en vir die tannie wat daar werk, en daar het ook 'n oom gewerk, maar die gaan huis toe, en dan gaan eet ons lekker, en in die somer het ons vrouens, dat lê jy nou net met jou onderklere plat op 'n kombers of onder die bed, om 'n rus in te kry van die hitte, want daarop wegdraai, dink ek, dit kon warmer gewees het as hier by ons. Nou ons kinders het Saterdag aande, het ons by mekaar gekom, speletjies gespeel, en toe kom daar 'n kafee. Nou het jy die winkel gekry, dan oom Naip se kafee, en later het daar 'n poskantoor gekom, en daar het 'n tweede winkel gekom, die blikwinkel. En oom Naip het ook sy eie koeldrank gemaak vir die kafee. Nou hy het ook heerlike snoek verkoop, droë snoek, wat so oopgelê het op die toonbank. Ek het vreeslik graag vir 'n sixpence 'n stuk snoek gekry, hierdie beengedeelte. Dan het ons kinders dit soos biltong geëet. Ons het nie geweet of daar vleeu opgesit het of wat nie. Hier sit ek nog so, ek het niks oorgekom nie. Dan het hy ook speelgoed teen die muur gehad, wat jy kan ringe gooi en pyltjies skiet, sulke tipe goed. Nou daar is ons klomp nou op 'n Saterdag aand almal kafee toe. Nou die wat het 'n geldjie gehad, en die wat nou nie het nie, dra vir hulle iets weg, sonder wat oom Naip kan sien. Maar ek het nie geweet, jy hoor eers agterna, dat, ag nee wat, want jy probeer nou vir jou maat 'n koeldrankie koop, as sy nou nie het nie. So het my maat, eendag, was daar die lekkerste ryp pynappels gewees.
Maar ons het nou maar gespeel en toe ons terugloop. Nou, ons het ook wye rompe gedra. Toe was dit mos so vreeslik in die mode. En ook as jy het hierdie stywe onderrokke en later die net, die can, soos hulle sê. En ons loop so en toe sê sy, nou moet julle eers staan wat ek die pineappels onder my rok kan uithaal. Jene, hoe sy met daai stekelrige romp geloop het, weet ek nie. Nou ja, wat ook heerlik was, daar was, as jy nou verby die laaste huis aan ons kant, was daar 'n groot stoor gewees. Nou die polisiedans van Groblershoop was in daardie stoor. Maar enige een kon daar ingaan. En toe later is dit verkoop aan die koöperasie en toe het hulle, waar jy hulle Seren en Millies en Katoen was toe baie bekende gewas in daardie gebied. Maar die lekkerste was as die polisie nou 'n polisiedans kom hou het. Hulle het gewoonlik ook 'n orkes gehad. Nou ja, as ons groter was, dan gaan loer jy nou af. Maar jy moet nou nie gesien word nie, want dit is die polisie. Ons het 'n heilige vrees vir die naam polisie net gehad. Maar tog weet ons vandag, hulle is eintlik, ja, ek weet nie vandag nie, maar hulle is goeie vriende ook. Toe kom daar ook die SAD stoortjie op, waar die mense, omdat daar so baie vrugtebome is, vye, druiwe is oor die algemeen geloog en daar resyntjies gemaak. Later het die wynkelders oral langs die kanale opgekom, waar die toe wyn gestook is. Maar in daai tyd was dit nou droë vrugte. Nou in daai stoortjie is baie vergaderings gehou. Ons het ook, daar is ook rondreisende toneelgeselskappe daar opgetree, want daar was ons nou ook nie so baie mense wat die stoor gebruik, die sinkstoor gebruik kon word nie. Ek onthou nog, ek het seker die eerste keer het ek so 'n toneelgeselskap gesien. Ek dink dit was nog Andre Huguenot of iets daarvan, maar dit het 'n vreeslike indruk gemaak. Ek sien nou nog hoe huil die man op sy knieë voor die dame. Maar so het ons toe kom uiteindelik die kanaal gaan uitgemesel word, van die dam af tot waar hy nou ophou. Toe kom die waterwese kamp daar. En dit was nou 'n heerlikheid, veral vir my en my pa. Want daar's toe elke Saterdag aand is 'n fliek gehou. En jy betaal nou wel vir die ingang, maar hulle het die mooiste flieke gewys. Nou toe, nou is ek naby standaard 8. Toe begin die seuns nou ook vir my mooi raak. Nou ja, en dan sit jy gaan met jou ma 'n fliek toe, maar dan kry jy nou wat jy langs voor by die jong mense gaan sit, en die een wat nou vir jou mooi is, kom sit langs jou en vat jou hand vir die hele fliek wat aan die gang is. En toe ook later het Saalskop skool en meneer Visagie ook somtyds projektertjies gekry, opvoedkundige flieks vir die kinders gewys, en dan ook romantiese flieks, wat die mense dan uitgenooi word om fliek te kom kyk. So ek het van die eerste flieks het ek gesien, maar ek het net gesien dat van hulle almal nog kon praat. Die toneelspelers, want aan die begin het hulle mos net musiek gespeel, en dan tree die aktrises en akteurs op. Nou toe kom die tyd, ek het vir my nie eens daarin gesteer nie, maar toe het my ma al gesê, ek moet 'n bietjie kultuur kry, ek is te rof, want ek het saam met die kleerling kindertjies sokker gespeel, en ons het fiets gery, en al wat het gaan tokkie speel by oom Kreer hulle. In die tussentyd het ek nog 'n maat gekry. So 2 huise van ons af, het 'n ou jong kerel gebly, oom Kreer, 'n baie gawe man, goed geleerd ook. En ek was te klein om te weet hoe, maar hy loop toe 'n onderwyseres
in Kimberley raak. Sy het Engels gegee daar. En sy was 45 en hy 46. Toe trou hulle. En kan julle glo, 'n jaar later het hulle 'n seun gehad, maar die seun is nou ook op Appington Hospitaal gebore. Nou nie soos ek by die huis nie. Nou hy was so 5 jaar jonger as ek. Maar hy het ook een van my beste maats geword, wat jy kan kry. Natuurlik was ek die voorbok van alles. En ook ons hoof en sy vrou. Hy en sy het skool gehou, en toe gebeur die wonderwerk, toe het hulle ook 'n dogtertjie. Nou ja, daar is dit nou, Louis was nou in die week by, maar na weke is dit net, ek en Ina en Hasie, nou sy pa het vir hom Gooi genoem. Hy was baie slim geweest, maar hy het in die skool groot geword. Sy ma het hom in doeke en goed gebring en dan lê hy daar een kant in die klas, en dan moet een van ons groter dogters as Hasie huil, moet ons vir Hasie droog maak en oppas. Maar ek was lief vir hom. Nou ja, toe hy nou in die hoërskool kom, toe ontmoet hy ook vir die hoofse die Engelse onderwyseres. En hy en sy kon glad nie klaar kom nie. Toe het hy sommer standaard 9 net weggeloop uit die skool. Toe gaan werk hy in Windhoek op die spoorweë. Ag, maar wat? Ja, ek gaan nog vir julle een storieetjie vertel, dan is dit eers genoeg vir vandag. My mond raak nou droog, ons moet nou koeldrank drink. Sy pa was 'n groot man gewees, en hy was toe ook nog nie meer so jonkie, want toe moes Hasie al 17, 18 gewees het. So oom Kreer moes toe ook al man van diep in die 60 gewees het. Toe, daai tyd het hulle, ek weet nie of julle weet hoe die ploeg, hy het sulke tande gehad, en wat deur donkies getrek is. En wat gebeur het? Toe werk ek al op Appington. Toe swik sy voet of hy trap in 'n gat en hy kom reg voor daai tande in. En dit stroop hom toe van alles. Nou hy lê toe in Appington baie ernstig siek. Nou toe is Hasie eers teruggekom huis toe. Maar nou het hy ook 'n Volkswagen. En ek werk nou, ek het 'n woonstelletjie daar. En hy en mevrou Kreer is nou by die hospitaal, maar nou wil hulle daarom eers huis toe gaan om te gaan kyk of alles reg is daar. En of ek wil saam gaan nie, hulle kom nie, maar dis nou Saterdag namiddag aand al, en hulle kom Maandagoggend vroeg weer terug. Ai, en dis vir my so lekker dat ek kan huis toe gaan. Ja, toe ons ander kant Karos is, toe is dit nog so 30 kilos van ons huis af. Toe het die volle net nie meer lig nie. Maar die maan skyn helder. Hasie sê, ag wat, dis niks, ons ry sommer in die maan skyn. Kan julle glo, as daar 'n kar voorkom, dan trek hy net so 'n bietjie van die pad af. En so het ons in die maan skyn gery tot by ons huise. Nou ja, ek sal vir julle volgende keer nog baie meer stories vertel van die karakters daar, van Tannie Maans en sy is toe ook geopereer vir haar knie, maar dit sal ek vir julle als vertel. Tot ziens eers.